Goeiemôre. Jy luister na die 72ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is gewoonteopstapeling. Volgens James Clear, die skrywer van Atomic Habits, is een van die beste wyse om 'n nuwe gewoonte aan te leer om 'n bestaande gewoonte te identifiseer en dit daaraan te koppel. Vir diegene wat sy boek aangekoop het en dit graag self wil volg, dit is op bladsy 72. Daar is 'n spesifieke begrip daarvoor wanneer 'n mens een gewoonte aan 'n ander een koppel. In Engels staan dit bekend as habit stacking. Kom ons vertaal dit met gewoonteopstapeling. Gestel jy wil vroegoggend 'n paar liggaamsoefeninge doen. Koppel dit nou aan jou koffiemaakroetine. Terwyl die ketel kook, doen jy vir 3 minute oefening. Terwyl die filterkoffie trek, doen jy vir 'n volgende 3 minute ander oefeninge. Dalk wil jy meer dankbaar leef. Weereens, nadat jy koffie gemaak het, gaan sit soggens vroeg vir 5 minute in stilte en dink aan al jou seëninge. Wil jy meer gereeld boek lees? Wanneer jy saans in die bed klim, lees eers vir 15 minute boek. 'n Man wat Duits wou aanleer, het die taalkursus op sy foon afgelaai. Soggens as hy van die trein afklim, het hy die 4 blokke na sy werk toe gestap, terwyl hy na die Duitse lesse leer. 6 maande later kon hy met basiese Duits begin kommunikeer. 'n Vriend van my doen elke dag om 1 uur stilte tyd. Hy koppel sy stilte tyd aan sy middagetebreek. Hy trek sy deur toe en niemand pla hom in daardie tyd nie. Ek is ingeskryf op 'n aanlyn platform genaamd Masterclass. Van die wêreld se voorste kenners op hulle verskillende gebiede gesels oor leierskap, innovasie, aanpassings in veranderende tye, gesondheid, fiksheid en dies meer. Vroegoggend kan ek nie daarna kyk nie. Saans is dit of afsprake by die kerk of ek sit kinders in die bed, ons maak kos en dies meer. En deur die dag is 'n mens eenvoudig net te besig. So, wanneer ek in die middag by die huis kom en middagete maak, gebruik ek daardie 15 tot 20 minute om daarna te kyk en op hierdie wyse kry ek dubbele kos in. Ek kry kos in vir my liggaam en ek kry kos in vir my siel en vir inspirasie. Tot nou toe het jy al jou gewoonte of gewoontes neergeskryf wat jy wil begin volg. Indien jy nog 'n bietjie sukkel daarmee, koppel dit aan 'n bestaande gewoonte. Stapel dit op 'n ander gewoonte wat jy reeds elke dag doen. Die siklus van gewoonteopstapeling kan jou lewe positief verander, maar dit kan jou ook kelder. Neem nou as voorbeeld die Diderot-effek. Die Fransman Denis Diderot het in die 1700s geleef. Hy was 'n filosoof en samesteller van 'n bekende ensiklopediese reeks uit hierdie tyd. Maar hy het so min geld daarmee gemaak dat hy nie vir sy eie dogter se troue kon betaal nie. Die keiserin van Rusland was een van diegene wat gek was oor die ensiklopedie, en toe sy daarvan uitvind, het sy hom so jammer gekry dat sy 'n reuse bedrag aan hom oorbetaal het. In vandag se terme 3 miljoen rand. Skielik het Diderot geld gehad vir nie alleen die troue nie, maar 'n spoggelige pak klere vir homself. Wel, sy mooi pak klere het nou gemaak dat sy ander klere 'n bietjie afsteek. Daarom het hy sy klerekas met nuwe klere vervang. Maar toe lyk sy sitkamer nie meer so mooi as hy met sy nuwe klere op die ou banke sit nie. Hy koop toe nuwe banke. Maar die mat lyk toe oud. 'n Nuwe mat uit Damaskus sal goed genoeg wees vir die nuwe koffietafel. En so vind die domino-effek plaas. Vandag staan die verskynsel bekend as die Diderot-effek, waarby die aankoop van een besitting 'n spiraal van uitgawes tot gevolg het. 'n Plek waar 'n mens die meeste daarvan bewus word, is wanneer jy jou foon opgradeer. Die aankoop van 'n nuwe foon ontketen 'n hele spul aankope wat daarop volg. Nou moet jy 'n nuwe selfoonomhulsel koop, as ook 'n nuwe skermbeskermer. En deesdae sien ek, jy moet nog vir jou eie laaier ook nou betaal. So, 'n gewoonteopstapeling kom met 'n aanmoediging en 'n waarskuwing daarbey.
Vir dieselfde prys, wanneer jy 'n goeie gewoonte begin, kom jy agter dat die neeweffek daarvan is dat jy sommer nou 'n reeks nuwe en beter besluite daarbey neem. Kom ons daag mekaar uit om hierdie nuwe dag in te gaan en op die uitkyk te wees vir 'n nuwe gewoonte wat jy aan 'n bestaande een kan koppel, wat jy op 'n bestaande een kan stapel. Byvoorbeeld, as jy vandag by jou werk kom of by 'n winkelsentrum, neem eerder die trappe as die huisbak. As jy iets nuut wil aankoop wat meer as R500 kos, wag vir 24 uur voordat jy dit aankoop. Wanneer jy kos maak, besluit vooraf om by elke ete ten minste 2 gesonde disse te kies. As jy meer minimalisties wil leef, besluit om elke keer wanneer jy iets nuuts aankoop, iets weg te gee. Wanneer jy opstaan by 'n restaurant of koffietafel, staan vir 5 sekondes stil om seker te maak dat jy alles saam met jou vat en niks op die tafel vergeet nie. Wanneer jy nou dink aan gisteroggend se oordeenking, gebeur hier iets baie interessant. Ons het gister gesê 'n nuwe gewoonte soek 'n tyd en plek voordat dit kan gebeur. Wat jy in werklikheid nou doen met gewoonteopstapeling, is om reeds 'n bestaande tyd en plek net te verruim en meer effektief te gebruik. Hou wag oor jou gedagtes. Hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde, dit word jou dade. Hou wag oor jou dade, hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes, dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter, dit word jou bestemming. Kom ons bid saam met Dawid. Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. O Here, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek wil U loof, Here, want dit is U wat my tot regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. Here, dankie dat ek U altyd by my het. Omdat U by my is, sal ek nie struikel nie. Ek is bly en ek juig en voel my veilig. O Here, leer my elke dag hoe om te lewe. Help my om te onthou. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.